Die tafel het afgedek moet word, steek maar net 'n hand op, ons het waiters gereël vir die dag. Maar van my kant af, eerstens wil ek net vir Rocco sê, baie dankie. Dit is nogal moeilik om na ou soos daai hier aan die woord te wees, want ek moet nogal sê, daai man is 'n seun met 'n stem wat min van ons het. En nou, ek is seker meeste van julle dames hierso het ook nie regtig benul waaroor vandag gaan nie. Net soos wat die manne ook nie regtig benul gehad het waar hulle dag gegaan het nie. Maar Simon, hy het so 'n bietjie my inleiding gesteel. Toe sy nou vertel van die manneoggend se sukses het daartoe gelei dat ons nou die vroueoggend aan mekaar slaan. En met die tiener ding is dit nogal vir my 'n moeilike ene, want ek het self 'n tiener in die huis. En die titel van die manneoggend was gewees manlikheid is 'n geskenk van God af, net soos wat die titel vir julle vandag is dat vroulikheid is 'n geskenk van God af. Ek weet net nie of tiener wees so seer 'n geskenk is van God af nie. Ek dink dit is meer 'n toets vanaf die Here daai, so ek bid nog oor daai titel. Maar ek kan vandag vir julle bevestig, die bediening het my nou al in 'n paar baie ongemaklike plekke gebring. Maar hierdie is sekerlik een van die mees ongemaklikste plekke waar ek al ooit was, want hierdie is so ver buite my gemaksone. Nou troos julle ook daaraan. Die feit dat dit vreemd is dat 'n man nie voor staan op 'n damesoggend, dit is vir my net so vreemd dat ek nie voor staan op 'n damesoggend. Maar dan sal dit werk. Nou met die manne se oggend was dit vir my maklik, want ek kan myself vereenselwig met die mans. Ek meen ek is self 'n man. En met die dames is dit bietjie moeiliker en ek het gereken, die eerste ding is ek wil bietjie gaan inligting kry oor dames. Jy weet wat maak 'n vrou en van die statistieke wat ek gekry het is nogal vrek interessant. Byvoorbeeld, julle maak die helfte van die wêreld se populasie uit, so daar's omtrent so 3.9 miljard van julle. Ja, well done. Dan kan ek ook vir julle sê, 75% van onbetaalde sorgwerk word deur dames gedoen. Om mense te versorg, kinders te versorg, en ek dink ons kyk soms as mans verby dit en ons besef nie, daai is tog eintlik 'n werk op sy eie. Dan kan ek ook vir julle een baie hartseer statistiek gee, en dit sê 1 uit 3 vroue wêreldwyd sal in haar leeftyd fisies of seksuele geweld ervaar. En dit is vir my sleg, want dit beteken die mans is besig om te faal in die werk wat die Here hulle aangestel het. Dan 'n ander interessante een is, julle lewe langer as mans. Ek weet nie of dit met opset is nie, maar apparently wil ons nie so lank soos julle hê nie. Met emosionele intelligensie, empatie en verhoudings is julle baie sterker as mans en julle sal dit vind ook. As jy vir 'n man iets vertel wil hy die probleem oplos en julle wil eintlik hy moet saam met jou huil, is dit nie so nie. Nou dis nou waar ons heeltemal verskil, maar een ding wat ek wil hê julle moet vandag verstaan, hulle sê ook vroue is dikwels die geestelike ankers in hulle gesinne. En hulle reken, hulle lei in gebed, kerkbetrokkenheid en geloofsvorming van hulle kinders. Weereens voel dit vir my, dit is eintlik hier waar die mans gefaal het. So julle het 'n baie groot plig om julle kinders by die Here uit te kry. En ek weet meeste van julle dink nie eers daaraan nie, maar julle kinders kyk eintlik op na julle. En dan een wat vir my nogal moeilik is moderne vroue word dikwels verwag om suksesvol te wees in hulle loopbaan. Jy moet suksesvol wees in jou gesin. Jy moet suksesvol wees met jou voorkoms, met jou verhoudings en dan ook nog jou persoonlike groei, alles op dieselfde tyd. Statistieke wys dat uitbranding onder vrouens het beduidend toegeneem in die laaste paar jaar en so ook die gebruik van antidepressante. Ek persoonlik voel sosiale media het 'n groot rol in dit gespeel. Hulle sê ook baie vroue voel hulle is nooit genoeg nie, al doen hulle alles. 'n Ma se geloof is een van die sterkste invloede op 'n kind se geloof. Ja, klap hande vir dit. Julle speel 'n verskriklike groot rol met dit. En dan sê hulle ook, hierso sosiale media word gekoppel aan verhoogde liggaamsontevredenheid en angs, veral onder jonger vroue. Baie jong vroue sukkel met identiteit en vergelyking. Die definisie van vroulikheid word al hoe meer verwar en bevraagteken, en dit is een van die dinge waarna ons gaan kyk vandag. En dan sê hulle vroue is dikwels die eerste wat opdaag in oomblikke van sorg en nood. En laastens, in kerke wêreldwyd vorm vroue die meerderheid van aktiewe deelnemers. Ek het nog nooit so opgelet nie, maar ek sal van môre af 'n bietjie kyk na dit. Nou gaan ek vir julle 'n interessante ding sê, en dit is ook 'n ding wat ek opgetel het, en julle kan maar eerlik wees met my. Baie keer hou vrouens ook nie van vrouens nie.
Dit is so, ek weet julle dink nou, maar ek het nou al gaan kyk, as 'n man sukses bereik, is mans gewoonlik opreg bly vir daai ou. Ek sien gister 'n video waar 'n man 'n hole-in-one slaan. Daai ander manne spring bo ons asof hulle daai hole-in-one geslaan het. Dan sien ek 'n video van 'n meisiekind wat aangetrek is sy's 'n lugvaardin en sy staan in haar uniform in die mall en daai vrouens wat verby haar loop. Kyk hierdie arme vrou so sneerig aan en ek dink, maar jy kan dadelik al sien op hulle gesigte, hulle het klaar besluit, hierdie een is een vir die wêreld. Sy's nie 'n nice een nie. Nou moet ek ook vir julle sê, ek het agtergekom as vrouens sukses behaal, word dit eerder gegroet met sneerige aanmerkings as wat dit gegroet word met ware blydskap. Klink goeders bekend vir julle soos, nou gaan sy seker dink sy's high society. Lyk my sy shop nou net by Woolies. Het jy al gesien wat sy air het sy skielik om haar? En so gaan dit aan. Nou nog 'n interessante statistiek, om hierdie te bevestig. Hulle reken huwelike tussen 2 mans, hou die langste van alle huwelike. Huwelike tussen 'n man en 'n vrou, tweede langste, en die huwelike wat die meeste misluk is tussen 2 vrouens. En dit bevestig daai statistiek. Vrouens hou nie van vrouens nie. Nou ek weet dis bietjie tong in die kies, maar die realiteit is wel dat die wêreld het dit al in julle so ingeplant dat die vroue om julle is eintlik kompetisie. In steede daarvan dat hulle eintlik susters in Christus moet wees. Die vyand is besig om julle vroulikheid by julle te steel en dit was ook een van die redes gewees hoekom ek gevoel het die manneoggend was so belangrik by ons gemeente, want mans weet nie meer waar hulle inpas nie en vrouens weet nie meer waar hulle inpas nie. Die wêreld is besig om vir ons te leer dat die vrouens moet die sterker geslag word tussen die 2 en die mans die fynere een. Die duiwel is besig om presies om te draai hoe God dit eintlik ingestel het. En ek kan julle beloof, dit is nie toevallig nie. Julle as vrouens voel al hoe meer verlore in 'n verlore wêreld. Nou ek persoonlik voel dat vroulikheid is nie net 'n gawe vanaf God nie. Dis ook 'n voorreg om 'n Christen vrou te kan wees. Nou ek wil vandag 'n bietjie uitbrei op dit. So ek wil julle vra, moet asseblief nie stres nie, sit terug, ontspan. Dit gaan nie oor enige iets van julle moet onderdanig wees nie. Dit gaan nie oor hoe jy jou man moet pamper lang nie. Maar as jy jou man wil pamper lang, is jy meer as welkom. Dit sal goed aanvaar word. Maar hierdie vir my is nie gemik om enigiemand van julle oor die vingers te tik nie. Die idee is om julle te bemoedig en op te bou as goddelike vrouens. Toe ek die manneoggend gehad het, was dit die teenoorgestelde. Daai was nogal 'n harde een gewees, want ek het 'n kleintjie dood as ek sien hoe sag het mans geword, en daar's 'n statistiek wat dit wys. Mans het baie meer vroulik geraak. Inteendeel het dit ook bewys dat testosteroon onder mans het baie verlaag oor die laaste paar jaar. Die probleem is, dit is nie julle plig om daai rol te vertolk nie. Dis nie julle plig om in te staan waar die mans julle gefaal het nie. Nou, as jy dalk voel, hierdie waaroor ons gaan praat vandag is nie noodwendig van toepassing op jou nie, wil ek jou vra om te hoor wat ek vir jou sê en dan die volgende generasie by te staan. Want ek kan vir julle sê, die jong meisiekinders van vandag het dit rof. Die meisiekinders wat in hulle vroeë 20's en onder toe is eintlik bitterlik moeilik, veral in die era waarin hulle lewe. Nou ek wil julle vra om asseblief hulle te help, want ek voel dit is julle plig as goddelike vroue, nie net om hulle by te staan nie, maar om dit toe te rig en uit te wys hoe 'n goddelike vrou eintlik moet lewe. Nou vandag wil ek hê ons moet stil word en hoor wat sê God presies van wat is 'n vrou. Nou eerstens wil ek sê, in die tyd wat ons leef, is julle soms al baie keer deur mekaar, want julle kry verskriklik baie kritiek, jy kry verskriklik baie voorstelle, en soms net plainweg slegte advies. En die wêreld het 'n opinie oor hoe 'n vrou haarself moet handhaaf, sosiale media sê weer iets anders, tydskrifte gee alternatiewe advies, en iewers word julle vasgevang tussen al hierdie verskillende opinies en verwagtinge. En jy weet nie meer waar om te staan nie. Jy weet nie meer waar om te vat nie, jy weet nie meer waar om te los nie. En 'n goeie voorbeeld van dit is, stel jouself voor, jy staan voor 'n spieël wat gebreek is. En elke stukkie van daai spieël wys vir jou 'n ander gedeelte van jouself. En nou vra ek, klink hierdie vir julle bekend? As jy so na jouself kyk in daai spieël, wat vir jou sal sê, jy is nie mooi genoeg nie. Jy moet sterker wees. Jy moes al meer bereik het of jy moet meer bereik. Jy is plainweg net nie goed genoeg nie. En stadig begin julle te glo wat daai spieël vir julle sê. Nou die dames in my lewe sal vir julle getuig, ek verag skoonheidstydskrifte met 'n absolute passie. Want daai skoonheidstydskrifte het toegedra daartoe dat julle 'n kompleks ontwikkel het oor julle eie liggaam.
Julle het gekyk na foto's wat verwerk is en die wêreld het vir julle gesê, dis die standaard van wat 'n vrou moet wees. Dit is nie die standaard wat 'n vrou moet wees nie, want God het julle elkeen uniek geskaap. Jy is nie veronderstel om jouself te skaam oor jou liggaam, omdat jy jouself vergelyk in foto's wat verwerk is nie. Weet julle, die mooi ding is, God het eintlik vir jou die beeld gegee. God het jou geskaap en in God se oë is jy perfek. As God na jou kyk, dan sê hy eintlik vir jou wat vrou is vandag. Jy is na my beeld geskape. Jy is kosbaar, jy is doelbewus, vir my is jy pragtig. My vraag is net, in watse beeld kyk julle vandag? Hoeveel van julle kan dit regtig vir jouself eien en sê, ek glo werklik, ek is in God se beeld geskape en vir God is ek genoeg? Of laat julle toe dat die wêreld julle beïnvloed en jou vertel, jy is nie mooi genoeg nie, jy doen nie genoeg nie, jy moet meer aan jou liggaam werk, jy is besig om jouself dood uit te brand vir 'n standaard wat God nooit vir jou gestel het nie. Nou ek het 3 teksverse wat ek vir ons gaan lees en dan gaan ek die praatjie op hierdie 3 teksverse eintlik bou. Nou die eerste ene kom uit Genesis 1 vers 27 uit. En dit sê vir ons, en God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. Genesis 2 vers 18 sê, ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En my laaste teksvers kom in Spreuke 31 vers 30 uit en dit sê, die bevalligheid is bedrog en die skoonheid is nietigheid. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Nou die eerste ding wat julle moet besef, dames, is, God is die skepper van vrou wees. En jy is geskape met 'n goddelike doel. Nie een van julle wat hier sit kan vir my sê, daar is niks vir my in hierdie wêreld nie. Die Here het julle met opset geskape. God het 'n rede gehad, hy het 'n plan en hy het 'n doel. Maak nie saak hoe oud jy is nie. Ons kom soms op 'n ouderdom wat ons voel, weet jy wat, daai tyd is nou verby. Ek wil julle vandag vra, moenie laat die wêreld en die kultuur jou vroulikheid bepaal nie. Maar laat God julle vroulikheid bepaal. Weet julle wat vir my so mooi is, toe hy die vrou geskep het, was dit nie eintlik omdat hy gevoel het hy moet iets byvoeg nie. Inteendeel sê die woord vir ons, die skepping was nog nie volledig gewees nie. Maar toe die vrou geskape is God se skepping volledig. Toe sy skepping perfek. Besef julle dit? Die probleem waarmee ons is julle sit met hierdie ding wat julle deesdae geleer word, jy's net 'n helper, so amper of jy 'n mindere is. Dis vir my nogal mooi as ons besef, die Bybel beskryf God self as die helper. Jesus beskryf homself as 'n helper en Jesus sê vir julle, as hy weggaan, kom die helper. Die term helper is nie eintlik 'n sneerige term nie. Dit is nie 'n term wat maak dat julle minder as die mans is nie. En ongelukkig probeer die wêreld julle dit leer. Julle is die swakker geslag. Julle rol is nie uit swakheid uit nie. Julle rol is om iemand te help, by te staan, te ondersteun, want dis eintlik 'n absolute noodsaaklikheid. Ek dink die wêreld sonder vroue sou maar eintlik 'n baie dol en 'n verskriklike stil plek gewees het. Ek het dit vandag gehoor. Genade ons, ek gaan nou van die punt af, ek sê vir die man hier agter met die manneoggend was so tjoepstil gewees. Hierso is dit net 'n gekerkel. Maar dis my mooi. Maar julle weet dit is eintlik kosbaar, want as jy besef jou rol van helper kom van die Here af, dan kan jy daai rol met krag en waarde begin dra. En dan gaan jy nie toelaat dat die vyand jou anders oortuig nie. Jy gaan nie toelaat dat die vyand jou minderwaardig laat voel, of dat die wêreld jou as minderwaardig gaan sien. Die probleem is, die moderne kultuur waarin ons lewe. Ons lewe in 'n kultuur wat hulle vir dames veral leer, jy moet alles self doen, jy het niemand nodig nie, jy moet hard wees, jy moet altyd in beheer wees, en die jonger dames sal die term ken, boss babes. Jy's die een, jy moet net jou sukses najaag. Dit kom daarop neer dat dames het niemand anders in hulle lewens nodig nie. Julle sal ook vind dat daar so 'n hele generasie van vrouens in hulle 40's vandag sielsongelukkig. Want hulle het besluit om die kultuur wat die kultuur hulle geleer het na te volg. En hulle het 'n harde geslag begin word. Baie vrouens is baie harder en dit is so teen hoe God julle geskape het. Hulle noem dit in Engels desensitization. Jy word eintlik so verhard en jy kom dit nie eers agter nie. Ek gaan nou vir julle 'n stuk statistiek gee wat dit vir jou wys. Die rolle is besig om omgeruil te word. En dit is totaal en al 'n taktiek van die Satan. Julle weet, deesdae word dit amper as 'n sonde gesien as jy vroulik wil wees. As jy 'n tradisionele vrou wil wees, gaan mense vir jou sê daar's fout met jou.
As jy 'n vrou wil wees wat na jou man wil omsien, as jy 'n vrou wil wees wat na jou kinders wil omsien, is al fout met jou. En weet julle, die Satan het dit reg gekry om julle teen julle natuur te laat optree. Die duiwel het dit reg gekry dat julle teen julle instinkte begin optree. Hy het dit reg gekry dat julle eerder onmiddellike plesier soms soek, in steede daarvan om liefde, gesin en kinders te kry. En 'n statistiek wat dit bevestig. In 2024, volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie, was daar 73 miljoen aborsies. Julle het reg gehoor, 73 miljoen vrouens het hulle kinders in 2024 geaborteer, wat vir jou sê, hierdie daar is dit nog meer. Dit kom neer op 200.000 per dag. 8.000 per uur. Julle besef in die tyd wat ons hier gesit het, is daar so ten minste al 16.000 plus kinders volgens hierdie statistiek geaborteer. 133 per minuut. Dis hartverskeurend as ons dit besef. Want die kultuur het dames begin leer dat beroepe en bevordering is belangriker as gesinslewe. Die wêreld het begin leer dat 'n kind is eintlik 'n las. God sê vir jou, 'n kind is 'n gawe van God. Dis 'n geskenk van God. 'n Dame se instink moet wees, ek wil lewe beskerm. Ek wil lewe toevou om liefde, nie 73 miljoen aborsies in 'n jaar nie. Weet julle, ek lees 'n verhaal van 'n vrou wat alle sukses in die besigheidswêreld behaal het. Sy het daarop uitgegaan dat sy wou 'n sukses van haarself maak, haar beroep was vir haar belangrik, alles een kant toe geskuif. En sy skryf in die artikel, een dag het sy opgestaan en sy het net besef, sy is moeg om sterk te wees. Sy is moeg daarvoor. Want die wêreld het haar nooit geleer om te kan rus nie, nooit geleer om afhanklik te wees nie, en die wêreld het haar nooit geleer om sag te wees nie. Hy het haar geleer hoe om sterk te lyk, maar nie om heel te wees nie. Weet julle, en julle kry dit vandag so baie, en ek hoor ouers dit vir hulle kinders ook sê. Bewys jouself. Jy het niemand nodig nie, wees hard. God sê vir jou presies die teenoorgestelde. Vertrou my, wees getrou en wees sag. Julle kies na watter stem jy luister. Jy kies of jy wil luister, jy moet hard wees, en of jy eerder wil sag wees en op die Here vertrou. Nou ek verstaan soms, het die man sy plek ook verloor, en heel pligte nagekom nie, en om het mooi te stel, baie mans het slap gehad. Ek sien dit, ek hoor dit, en dit is vir my absolute gruwel. So, ek verstaan baie van julle dames moes hard word as gevolg van die lewenswandel. Dit was dalk jou enigste manier om te oorleef. Dit was dalk jou enigste manier om kans te sien vir die dag van môre, maar ek kan julle beloof, dit hoef nie vir altyd so te wees nie. God se doel was nooit dit nie. God se doel was nooit dat julle hard moes wees nie. Ek is net jammer dat soveel van ons mans julle gefaal het. God se woord wys inteendeel dat sagtheid is in krag en wysheid. God se woord leer vir ons in Spreuke 31:26, waar hy sê, haar mond maak sy oop met wysheid, en vriendelike onderrigting is op haar tong. Dames, om sag te wees is nie 'n swakheid nie. Om te liefkoes is nie 'n swakheid nie, dit is iets wat die Here in julle gesit het. Julle sal vind met die bestaan van mens, moes mans dies gewees het wat uitgegaan het, die gevare aangepak het, hulle moes die diere gaan jag, dit was nooit julle plig gewees nie. Die wêreld het dit deesdae omgedraai en dit raak amper of dit julle werk is om dit te gaan doen. Weet julle, die Here roep julle nie om koud te wees nie. Of hy roep julle ook nie eens om sterk te wees nie. Hy roep julle net om op die Heilige Gees te vertrou. Weet julle, in 'n gepaste illustrasie, want ek gaan soek vir iets wat dit nogal kan mooi wys, hoe sterk en sagtheid eintlik wees, en ek kom op 'n prentjie af, ek het nou nie 'n skerm om veel te wys nie, maar daar's 'n prentjie van 'n blom wat so deur die beton groei. En dan by die prentjie, dan sê dit, die beton is sterk, koud en onbuigsaam, die blom is sag, maar tog breek dit deur. Wat vir jou sê, daai sagtheid en krag kom eintlik van die Here af. Dis nie 'n swakheid nie, dis 'n gawe van die Here. Soms gaan julle ook net moet leer dat 'n ou hoef nie met alles, met emosies te reageer nie, en ek weet dit is moeilik, want vroue is nogal geneig om emosioneel te wees. Maar daar's niks fout daarmee as jy sagtheid kies in 'n wêreld wat vir jou leer om hard te wees. Vertrou op God om jou krag te wees in moeilike tye. In 1 Petrus 3:4 sê hy, maar die verborgde mens van die hart in die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God. Julle sal vind hoe 'n ma partymal die oggend opstaan
sal ewen bepaal hoe haar kinders se dag is. Julle weet die lewe is volgens my 10% wat gebeur en 90% hoe jy reageer. Ons hoef nie altyd oor-emosioneel te wees nie. Ek wil vir julle sê in 'n wêreld wat julle vroulikheid afskiet, waardeer God julle eintlik vir wie julle is. Nou wil ek vir julle 'n ding sê en ek wil veral hê die jonger meisiekinders moet hierna luister. Ware skoonheid kom eintlik uit die hart uit. Julle word deesdae geleer. En ek sien dit, TikTok, Instagram, Facebook, ek weet nie wat so alles, ek is te oud vir die goed. Maar julle word deesdae geleer, selfies en selfie filters, en sit jy daai ding af, jy lyk nie eers soos daai persoon nie. Spreuke 31 vers 30 sê, die bevalligheid is bedrog en die skoonheid is nietigheid. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Nou weet julle, die wêreld leer vir jou om 'n Christen vrou te wees, beteken jy is beperk. Dit beteken eintlik, jy kan nie die wêreld geniet soos die res van die vrouens daar buitekant nie. Dis absoluut 'n twak, want om 'n Christen vrou te wees is 'n voorreg. En dan moet julle ook besef, God kyk nie na jou voorkoms nie. God kyk na jou hart. Die wêreld kyk na jou uiterlike. En dit laat julle soveel keer soveel minder laat voel, en ek weet dit want ek hoor dit. Jy lyk nie reg nie, jy voel nie reg nie, en weet julle wat jy hartseer? Julle is partymal so ingestel op 'n ander vrou se opinie wat niks beteken nie. Jy is so ingestel, wat gaan 'n ander vrou van my dink vandag, wat vir jou niks beteken nie. Wat dink God van jou vandag? Ek wens so ons kan daai ding begryp, dat, al is dit 'n tempel van God, moet my nou nie verkeerd verstaan nie. Pas jou tempel op soos wat die Here sê, maar die Here sê nie 'n tempel van God is 'n vrou wat haarself verniel, om so te lyk, soos wat die vrouens vervals lyk in tydskrifte nie. Hy soek 'n hart. Weet julle, en ek seker daarvan jonger meisiekinders hierso, van ons ouer mensies gaan vir jou sê, skoonheid gaan. Jou liggaam word oud, dinge raak saggy, dis nou maar ongelukkig hoe dit is, maar 'n goddelike hart sal vas staan, jy moet nou nie lelik dink nie man. Ek praat van die bingo wings hieronder. Julle het my nou hierso heeltemal vir my game af. Ek nou rooi word ek. Ek het nie van daai saggy gepraat nie, sies man. Nou moet ek eers myself compose hierso. Ja, julle sien, dis hoekom mans nie hierdie goed moet doen nie. Maar om julle te sê, julle kyk in die spieël en God kyk eintlik na jou hart. Ek wil julle vandag aanmoedig en julle maak nie saak hoe oud jy is nie, werk eerder aan jou karakter. Spandeer tyd in God se teenwoordigheid as wat jy voor daai spieël staan. Laat God jou vorm. Vergeet van wat die wêreld van jou dink. Die wêreld gaan vergaan, dit gaan verbygaan. Daai ouens se opinies beteken vir jou niks. Dis wat God van jou dink. En dan wil ek ook vir die jonger dames hierso sê, dies wat dalk mense date naby aan trou is, ek wil vir jou so mooi vra, moet nooit laat 'n man jou waarde bepaal. Laat God jou waarde bepaal, want sy standaard is baie hoër. Never ever sell yourself short. Ek wil julle so mooi uitdaag vandag. As julle dogters het, hou daai standaard hoog. Moet nooit jou knie laat buig, want jy is bang om alleen te wees, want ek beloof jou, God het vir jou die regte ene. Ek wil vir julle vra, julle jonger meisies hierso, kry vir jou 'n man wat jou behandel soos 'n dogter van God. Jy kan slegs so 'n man kry, as hy 'n goddelike man is. Moenie jouself uitverkoop aan wat die wêreld jou vertel, wat die kultuur jou vertel nie, want deesdae het seks goedkoop geword. Dit het 'n alledaagse ding geword. Dis 'n spesiale ding. Ek verduidelik net in die week van Melandri. Dis vir my hartseer en ek weet dit gebeur nog al die jare lank. 'n Vrou se reputasie bepaal amper hoe sy vorentoe gesien gaan word. Jy het een naam. Die Here kan dit vir jou herstel, maar glo my vandag, as jy die geleentheid het om jou naam skoon te hou, doen dit asseblief. Nou om jou identiteit te hê in Christus, gaan nie oor jou verlede nie, dit gaan nie oor jou foute nie, en dit gaan definitief nie oor ander mense se opinies nie. Ek geleer so baie vir Melandri, dat ons word geleer, jy moet omgee wat die mense van jou dink. Vergeet van dit. Daai opinie is môre verby, daai persoon het al lankal vergeet wat jy vandag aangehaat het. Moenie toelaat dat die wêreld jou verlede teen jou hou nie. Want jy moet onthou, jou identiteit is in Christus. Jy is skoon gewas en jy is vernuwe. Ek wil julle vra, gee oor aan God. Gee oor aan Jesus Christus. Verwerp elke leuen wat iemand al ooit oor jou gespreek het. Gee dit vir die Here en hy vat dit weg.
Aanvaar God se waarheid oor julle lewens en meet jou selfvertroue aan Christus. Nie wat die wêreld van jou sê nie, julle weet God het julle met opset geskape. Hy het julle eintlik perfek geskape. Al voel jy nie perfek nie, al dink jy jou liggaam is nie perfek nie, julle vergeet van dit. In God se oë is jy sy dogter. Ek kyk na my eie kind, en ek weet sy maak al foute, maar in my oë is my meisiekind die mooiste meisiekind. God kyk so na julle. Hy kyk nie na ouderdom nie, hy kyk nie na lyf nie. As jy jou lewe oorgee aan die Here, is jou verlede skoon gewas, dis agtergelaat. Julle gaan net moet leer om dit te aanvaar. Julle moet soms leer om te aanvaar dat jou verlede is nie meer jou verlede nie. God kyk nou na jou toekoms. Julle, en dis nie altyd maklik om anders te lewe. Dis nie altyd maklik om 'n vrou van die Here te wees nie, dis nie altyd maklik om die Christen vrou in 'n vriendekring te wees nie. Maar weet julle, ek kan julle beloof dit sal dit werd wees. Galasiërs leer ons dat ons moet nooit moeg raak om goed te doen vir mekaar nie. En ek wil julle vra, dink bietjie in julle eie lewens vandag. Ek het nou my vroutjie hier voorkom staan, raak sy so emosioneel. Maar dink 'n bietjie aan daai gebede wat nog niemand gehoor het nie. Dink 'n bietjie aan daai trane wat nog niemand gesien het nie. Dink aan daai kere waar jy sag gebly het, waar jy hard kon gewees het. Daai wat jy daai vrae vra en jy sê, Here, ek verstaan dit nie, kan ek julle beloof, God sien en hy hoor alles. Alles is bekend by hom. Wees net geduldig en wag op sy tyd. Nou my laaste punt wat ek wil vandag by julle los, is vroue moet vroue word wat ander begin opbou. Ons het in die begin daarna gekyk en gesê, vroue hou nie baie van vroue nie en dit is ongelukkige feit. Maar julle is by magte om dit te verander. Dit moet iewers begin. Ek dink jy moet met julle hier vandag begin. In 1 Tessalonisense 5 vers 11 sê dit, daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. En ek is seker daarvan, daar's van julle wat skuldig sit hier vandag, wat al iemand uitgecheck het. Wat sy aan het, hoe haar make-up lyk, hoe haar hare lyk, hoe sy dit, hoe sy dat. Dis nie veronderstel om so te wees nie. So ek wil julle vra, jy kan kies vandag. Gaan jy ander opbou of gaan jy ander afbreek? Want ek wil vir julle sê, woorde is soos sade en dit wat jy saai sal groei. As 'n ma heeldag vir haar dogter sê hoe sleg sy is, dan sal daai saad éventueel begin groei. So slaan ag hoe julle met mekaar praat. Ons kyk partymal na meisiekinders wat hulle self uitoreer aan die slegste mans en dan besef die ma nie, sy het 'n bydrae aan dit gehad en daai kind het net liefde gaan soek. Want sy het dit nie by die huis gekry nie. Ek wil al die moeders wat hier sit vandag vra, slaan ag op wat se saad jy by jou dogter saai. Moenie bydra om julle kinders af te breek nie, want die wêreld kry dit genoeg reg. Ek is seker daarvan as julle die jonger meisiekinders gaan vra met sosiale media vandag, dis rof. Hulle word so vinnig geoordeel want elke persoon is geregtig op sy kommentaar. Ek wil julle uitdaag om van vandag af positief te begin praat oor ander vroue. Wees 'n bron van bemoediging eerder as 'n bron van negativiteit. Daar's genoeg van dit daar buitekant. En dan wil ek vir julle vra vir my jaloesie en vergelyking. Moenie jouself teen 'n ander dame meet nie. Jy hoef dit nie te doen nie, want jy is perfek. Laat God se lig deur julle skyn. Nou wil ek ook vir julle bysê dat baie keer word vrouens afgemaak as hulle het nie regtig 'n rol gehad in die woord van God nie. Nou om hierdie ding bymekaar te bring, wil ek vir julle 'n paar voorbeelde gee van goddelike vroue wat eintlik 'n baie groot impak gehad het in die woord van God. En die eerste een sal ons sien in Ester. Ester 4 vers 14 waar hy sê, wie weet of jy nie juis vir 'n tyd soos hierdie koningin geword het nie. God het julle geplaas waar julle is vandag vir 'n rede. In Rut, en ek is mal oor Rut se storie, 1 vers 16, sê sy vir haar skoonma, waar u gaan sal ek gaan, en dit sê vir ons dat getrouheid in klein dinge en soms groot seën bring, want uit daai getrouheid uit is Jesus uit daai stamlyn uitgebore. En dan sal ons sien Maria in Lukas byvoorbeeld, dan sê sy ek is die diensmaagd van die Here, wat sê sy is gehoorsaam aan God, want God se plan is perfek. In Rigter sal ons sien dat daar sit hulle 'n klomp vrouens opgerig in leierskapposisies. Maar ek wil julle ook vra, moenie jou roeping vergelyk met ander se nie. Wees getrou in die gesin, in die seisoen wat jy huidiglik is. En as jy op 'n moeilike plek sit, this too shall pass. Ek weet dit voel partymal soos 'n kidney stone wat moet pas, maar this too shall pass.
Ek wil julle vra, sê vandag ja vir God. Dis soms nogal vreesaanjaend as jy sê, ek gaan vandag totaal en al oorgee aan die Here. Dit beteken jy word 'n vrou wat getrou bid, 'n vrou wat lief het, al gaan dit soms moeilik. Die vrou wat aanhou, as die wêreld skree, jy moet opgee. Jy is nie per ongeluk 'n vrou nie, en glo my, julle is nie minder nie. Julle is nie agter nie, julle is doelbewus geskep deur die Here. Julle is geliefd en julle is geroep. Jy hoef nie soos die wêreld te wees om waardevol te wees nie. Die kultuur moenie jou identiteit bepaal nie, want God het dit reeds bepaal. Nie een van julle is per ongeluk gemaak nie. Die Here sê dit vir ons so mooi, dat hy het jou in jou moeder skoot al mekaar geweef. Die wêreld gaan vir julle sê, bewys jou, en God sê vir jou vertrou. As die wêreld julle druk om hard te wees, vertrou op die Here en wees sag. Kies eerder die waarheid bo gewildheid. Kies God vandag as jy nog nie het nie. Julle weet, is nooit te laat om reg te maak nie. Te vergewe en vry te spreek as jy moet. Dis nooit te laat om strydbyle te begrawe nie. En weet julle, daar is 'n aanhaling in die rolprent Vanilla Sky waar ek mal is. En dit sê, every passing minute is another chance to turn it all around. Elke geleentheid wat die Here jou gun, elke asemteug wat die Here jou gun, is nog 'n geleentheid om reg te maak en om te draai. Om 'n Christenvrou te wees is 'n absolute voorreg. En ek los julle met hierdie. Vrou wees is nie 'n beperking nie. Dit is 'n gawe van God. Sluit asseblief met die oë. Here, ek wil vir U dankie sê vir elke dogter van U wat hier sit vandag. Here, ek wil vir U dankie sê dat ek glo 'n verandering gaan van hier af plaasvind. Here, ek wil bid dat die dames mekaar sal begin opbou en mekaar nie afbreek nie. Here, ek wil bid dat hulle nie na die kultuur sal vaskyk nie, maar dat hulle na U sal kyk. Here, ek wil bid dat as hulle na die spieël kyk, sien hulle 'n mooi, gevormde, perfekte vrou van God. Here, ek wil asseblief vra dat hulle identiteit in U sal vind. Dat hulle nie hulle self sal meet teen enigiemand anders nie. Dat hulle mekaar sal begin bemoedig, mekaar sal begin opdra. Want Here, dit is waar dit moet begin. Here, ek wil vra vir elke jong dame wat hier sit, dat sy sal seker maak sy kry vir haar goddelike man. Dat sy behandel sal word soos wat 'n kind van God behandel behoort te word. Here, ek wil bid vir elke vrou wat deur 'n stryd gaan om sterk te staan. Here, ek wil bid vir elke vrou wie se man hulle faal vandag, want U sê U sien en hoor dit alles. En die wraak sal U toekom eendag. Here, maar dankie vir die kosbare besittings wat U hier vir ons gegee het. Dankie vir elke vrou wat hier bygewoon het. Here, mag hulle bemoedig hier uitloop, mag hulle sterker hier uitloop en nader aan U uitloop vandag. Here, ek kan net vir U sê, dankie vir elke kosbare dogter. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen en amen. Ek gaan